Halleluja, nou ek groet jou weer eens in hy wonderlike oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. My naam is Natasha Fiek en welkom hier by die program Daily Devotions with me, Natasha Fiek. Altyd 'n voorreg, altyd lekker om saam met jou te kan kuier rondom die woord en te hoor dit wat God wil hê ek en jy moet leer in sy woord in Jesus naam. Nou vandag wil ek baie graag vir jou bemoedig uit die woord van die Here in Markus 10 vers 21. En dit sê, wat wil hy hê moet ek vir jou doen, het Jesus gevra en hy het gesê, o leermeester, dat ek kan sien. En in een van die ander vertalings sê dit ook Rabboni, dat ek kan sien. Ek gaan nog gou kry hierso. Dan weet ek raak so excited wanneer dit tyd is om my om saam met jou rondom die woord te kan sit en net te hoor wat die Gees van die Here vir my en vir jou wil sê in hierdie tyd in Jesus se naam. Nou Markus 10 vers 51 en ek deel weer eens saam met jou hier uit my boekie uit dagstukkies vir die besige vrou. En as jy baie graag belangstel in een van hierdie boekies, stuur vir my jou boodskap en sê vir my, Natasha, ek wil baie graag ook hierdie boekie by jou bestel en dis begin jou dag met God, dagstukkies vir die besige vrou en Markus 10 vers 51 en die opskrif sê wees spesifiek, Markus 10 vers 51 wat ek al vir jou die vers kry en dit sê Jesus genees die blinde Bartimeus. Daarna kom hulle in Jerigo aan toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar Bartimeus, seun van Timeus langs die pad. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, toe begin hy uitroep, Jesus seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En hy sê, baie mense het met hom geraas en gesê, moet stil bly, maar Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, want hy roep jou. En dan sê vers 50, hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil hy moet ek vir jou doen? En hy sê, Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. En Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Wat is dit wat jy vandag vir die Here vra? Wat is dit wat jy vandag van die Here nodig het? Wat is dit wat jy sê, Here, ek het U nodig vandag. Here, ek het U nodig dat U in my situasie in moet kom voorsien. Here, ek het nodig dat U vir my kom deurkom in my situasie. Here, wat is dit? En weet jy, sommige kere bid ek en jy, sommige kere vra ons in gebed in sekere dinge, maar ons is nie spesifiek in wat ons wil hê nie, wat die Here vir ons moet doen nie. Die woord van die Here sê vir my en vir jou, dat ons moet spesifiek bid, ons moet spesifiek wees. In Filippense 4 vers 6 sê dit moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En in Jakobus sê die woord van my en vir jou, julle bid maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. En weet jy, so 'n paar jaar gelede het ek deur 'n ewige stryd en eendag toe sit ek daar by my kombuistafel en ek praat met die Here daai oggend en die Here sê vir my die skrifgedeelte Johannes 16 vers 23 sê die Here vir my, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, glo dat jy dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. En weet jy, dadelik het ek my gebed en behoefte aan God bekend gemaak, want ek het nodig gehad in daai tyd sonder om doekies om te draai en ek het dit by die naam genoem en die Here het voorsien in my elke behoefte. Kom ons wees spesifiek vandag en kom ons vra vir die Here dit wat ons nodig het in Jesus se naam. Die blinde man het geskree, Jesus seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En die mense het hom probeer stil maak. Weet jy, sommige kere sal mense probeer om my en jou stil te maak om te kom en te doen dit wat God wil hê ons moet doen. Dan weet jy, hy het aangehou skree totdat Jesus gesê het, roep hom nader. En Here het hom gevra, wat is dit? Hy het nie vir die Here geld gevra nie, hy het nie dit of dat gevra nie, hy het net gesê, Here, dat ek kan sien, en hy het sy behoefte bekend gemaak aan die Here, en dit is wat die Here wil hê, dat ek en jy moet ons behoeftes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend maak in Jesus se naam. En die Here het vir hom gesê, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered, dat ek en my en jou geloof vandag vir ons sal red in Jesus se naam, wanneer ons die naam van die Here aanroep. Die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Mag jy 'n geseënde dag verder hê, mag jy 'n fantastiese dag verder hê
Mag die Here jou gee die begeertes van jou hart. Mag dit 'n goeie dag vir jou wees in Jesus se naam. En ek kom kanselleer elke werk van die bose oor jou huis, oor jou lewe, oor jou familie, oor jou kinders in Jesus se naam. Gaan like my page, share my page, Woman After God's Own Heart, as ook subscribe tot my channel in Jesus naam. En as jy ook graag wil share, hier in hierdie bediening in wil saai, jy kan gerus saai asseblief. Ons vra dit in Jesus naam. En ek sê baie dankie vir jou wat ook saai hier in die koninkryk van Jesus Christus. Van my Natasha Fiek mag jy 'n geseënde dag hê. Amen.